Hallo en welkom by Aitsa, ek is Piet en in die reeks wys ek vir jou hoe om AI te gebruik vir jou klein besigheid. So in die eerste 3 episode het ons die webwerf gebou en hy is nou aanlyn, so jy behoort nou aanlyn te wees met jou webtuiste. As jy enige vrae het, onthou jy kan my enige tyd e-mail piet@aitsa.tech of as jy by ons WhatsApp groep wil aansluit, ons het al so 4 mense daar en jy kan daar ook vra. So, vandag se episode, ek moet erken, baie boring, maar is iets wat jy moet doen. So, ons moet nou die webtuiste connecteer met Google, okay, sodat hy op Google is as mense daarvoor soek, en mens noem dit natuurlik SEO. Jy kry SEO, en dan kry jy nou AEO, wat Answer Engine Optimization is. SEO is Search Engine Optimization, okay, my Engels. Anyway, laat ons begin. So ek het nou weer Claude oopgemaak by die code en nou om my nie in die leer gesit waar ek gewerk het nie, so ek het net gesê CD, One Man Band, die One Man Band is die folder se naam, so jy gaan intik CD en dan jou folder se naam, as jy nie weet waar hy is nie, en dit beteken, die CD beteken net change directory, so dan verander hy dit en dan gaan hy in die file in en kom ons spring somme weg. So ek is hierso in Google Search Console, dit is ding waar jy kan kyk, jy weet hoe jou stats is en dan ook hoe jou bladsy geïndeks word op Google. So ons sit nou in jy sit dan nou jou website se adres hier in en sê vir hom continue. Dan gee hy vir jou hierdie kode en jy gaan terug na Claude toe, jy sê please add this Google tag for Google Search Console and push to Git. Okay, so jy sal onthou in die eerste of in die tweede episode het ek vir jou gewys hoe om jou GitHub op te stel en dan natuurlik as jy hierso veranderinge maak, dan push jy dit na GitHub toe, jy stoor dit na GitHub toe en sodra dit daai kant land, dan sal jou nuwe veranderinge wys, want dan begin Vercel klaar te bou aan die nuwe weergawe en dit vat so 'n minuut, dan is jy aanlyn weer. So ons sê gou vir hom, sit die in, terwyl hy besig is om dit te doen, wil ek sommer by die Analytics ook ingaan. So kom ons sê, ons is in Google Analytics, sê so One Man Band, want dit is maar basies dieselfde proses, hy gee vir jou 'n tipe van 'n kode wat jy moet insit op die website, so jy tag hom so half, dan kan jy sien, jy weet, dan kan jy die data sien van die mense wat jou webtuiste besoek. Kom ons sê gou hierso South Africa, hierso sê snaaks, hy's gewoonlik onder die Z, okay, so ons sê nou net hierso nie dit nie, ja, kon sê sommer net other, klein generate leads, dit gaan nou vir almal verander, so jy kies wat vir jou reg is, ons kyk gou hierso, is vir web, so ons onemanband.ai, dan noem jy dit sommer jou website se naam. Okay, One Man Band, create and continue. Dan behoort hy nou vir ons amper kode te kan gee hierso, laat ek net gou kyk hierso, hy is besig om te laai, en daar kom hy. So ek het net op hom geklik, en dan hierso is die Google tag, jy druk net op daai knoppie daar, en dan copy hy hom, dan gaan ons weer terug na Claude toe. Okay. Kom ons kyk gou wat het hier gebeur. Okay, so hy is klaar daai kant toe gegaan, maar kom ons sê nou gou hierso, please add this Google tag for our analytics, dan paste jy hom sommer so daar, en dan gaan ons gou terug na die Google Search Console toe. So, kom ons kyk gou hierso, okay, failed, kom ons kyk gou, we couldn't find your verification token in your domains. Okay, so ek het dit 'n fout gemaak. So jy gaan hierdie copy the text record below. So jy druk copy daar so weer en dan sê jy hierso, ons is nou by ons domein. Hier is die DNS record. Dan kan ons kyk gou of dit werk as ons hom net
paste. Tekst wees, hy moet hier by die value kom. Sorry, hy moet by die value kom. Kyk net of is hy deur daar so. En dan sê ons add. Okay, so hy's ge-add. As jy by 'n ander ene is, 'n ander domain provider is, dan kan jy maar net dieselfde doen. Jy gaan DNS records toe, jy sê add DNS preset, jy kies daar so die text en jy paste die value, paste jy daar in. So kom ons kyk gou of ons nou lucky raak hierso. Verify, gat hy, en daar is dit gedoen. So jy sê go to property, one man band. Okay, so daar's nou nog niks performance hier nie, maar wat lekker is, vir alles jy soos byvoorbeeld 'n nuwe bladsy het wat jy wil hê Google moet index, dan klik jy net hierso. So ons sê byvoorbeeld nou onemanband.ai en retrieve hy data, dan sê jy sien hierso sê hy is nie op Google nie. So dan kan ons sê hierso request indexing. So dit gebeur dan vinniger as wat jy hom net los en jy wag nou maar tot Google, jy weet met die robots, die site index. Ek gaan nou vir jou wys, kom ons gaan gou terug hiernatoe. Net gou kyk hierso. So hy het dit bygesit. Dan sê ons net vir hom push to main, dit is nou weer jou GitHub, en dan stoot hy om GitHub toe, Vercel vat hom dan deur en hy word outomaties opgedateer. Okay, kom ons gaan terug hiernatoe. So, daar is jou indexing requested. So, vir alles jy byvoorbeeld 'n webwerf het met baie bladsye, soos een van my besighede ek dink ek het so 70 bladsye, en wanneer ons ook al iets nuuts bysit, dan kom ek hiernatoe, ek vat die URL, ek paste dit, plak dit daarin en ek request dat dit geïndex word. Dan kan jy nou byvoorbeeld, hierso gaan jy nou sien as daar enige foute is, en dan hierso is 'n ding wat hulle noem 'n sitemap. Okay, so kom ons vra sommer vir Claude nou voor ek vergeet. Please create a sitemap for our Google Search Console. Dan kry jy ook Bing, Microsoft Bing, wat maar dieselfde as Google is. Nie so baie mense is daar op nie, maar ek doen dit anyway, want dit is goedkoop en maklike rankings wat jy kry, want omdat daar nie so baie kompetisie is nie, as jy dieselfde daai kan doen, kan jy lekker hoog rank en jy kan dalk lekker besigheid van Bing afkry. Dit help nou nie, jy ignoreer dit nie. Kom ons kyk gou hierso, as jy dan nou sien, hier's baie goed wat jy kan check. So ek dink seker omtrent 'n maand wat jy dit gedoen het, gaan hy vir jou begin PageSpeed insights gee. Hy gaan vir jou enige performance issues gee. En dan basies wat ek net doen deesdae is dit so maklik. Ek vat 'n screenshot van die issue en ek gee dit vir Claude om reg te maak en hulle maak dit reg. So kom ons kyk gou hierso. Okay. So hierso sê hy dit exists, klaar. Ons gaan nou net kyk wat gebeur hierso. Terwyl ons vir hom wag, ek gaan teruggaan na skills toe, né? Onthou, ons gebruik die skills vir baie goeders. So hierso is byvoorbeeld jy weet baie SEO en GEO skills. Party mense noem dit AEO, party mense noem dit GEO. GEO ek dink is generative engine optimization en AEO is answer engine optimization. So jy kan enige een hierso vat, dis nie rarig, jy weet iets wat jy net een hoef te vat nie, soos jy kan byvoorbeeld die SEO content writer vat, dan skryf jy byvoorbeeld blogs oor jou dienste en sulke tipe goed. Daarso is hierdie SEO, GEO waar ek nou net gepraat het, byvoorbeeld veral nou met Google wat as jy search, dan jy weet dan kry jy mos daai AI dingetjie voor jy Google resultate kry, en iets wat lekker werk daar is byvoorbeeld vir my ander besighede, weet ek my naam gevat, die besigheid se naam, en dan registreer ek 'n domein wat die naam van die besigheid is, plus net, ek sit net reviews by, of die area en waar mens is, soos as jy nou 'n loodgieter is in Pretoria Oos, dan maak jy 'n domein loodgieter, jy weet, loodgieter Pretoria Oos reviews, en dan op daai website sit jy in al jou reviews, jy sit soos byvoorbeeld hoekom mense by jou moet bespreek en nie by die ander mense nie,
So daai een kan jy laai met SEO content, want die AI bot kry dit van daar af. So hulle is mal met die AI, hulle is mal daaroor om na sulke tipe sites te gaan kyk vir comparisons. So jy byvoorbeeld, jy weet, jy kry dit baie, soos hoekom by Lekker Slaap boek en nie by Airbnb nie. Dan, jy weet, as jy nou, sê nou maar jy het nou hoe kan ek sê, gastehuis of wat ook al in Koekenaap, dan kan jy sê Koekenaap gastehuis reviews, en daai site maak jy vol van reviews van jou besigheid, en jy gee heeltyd soos klomp verskillende bladsye, hoekom mense by jou moet boek, jy weet, hoekom mense nie daar moet boek nie, so dis 'n bietjie van 'n sneaky way, maar dit is hoe dit werk baie goed tans. Hierdie ene programmatic SEO, dit is baie belangrik, want dit kan jou so opstel dat Google presies weet wat jy doen, wat jou ure is, wat jy oop is, wat jou pryse is, so jy kan dit baie in detail opsit, okay, so jy kan, so eerste SEO audit sal ek sê, dan vat jy net soos hierdie ene of daai ene, en jy implementeer hom, volgende week vat jy 'n ander ene, jy implementeer hom, jy kan nooit genoeg hê nie, verstaan, so jy kan heeltyd, en dan heeltyd, as jy klaar is, kan jy hierdie audit hardloop, laat jy seker maak, jy het nie foute gemaak nie, okay, so dit is redelik maklik, kom ons kyk gou hierso, okay, hy het nou seker net gevra of hy dit moet update, okay, ja, dit nou ge-update, so ek wil net gou kyk hierso, dink hy het nog nie gestuur nie, so ons gaan nou nie, ek wil nou net wag tot hy dit stuur, en dan kan ons dit toets. So, ons is hier weer in Analytics, hy is nou deur, kom ons toets hom gou. Daar is hy, your Google tag was correctly detected on your website, so nou kan jy confirm, hierso sê hy nog vir jou, dit is nie active nie, maar dit vat so rukkie voor hy begin deur trek. Kom ons kyk gou hierso, ons kan hierdie toemaak, dan gaan ons na die homepage toe, next, continue to home, save, okay. So hier kan jy nou sien, kom ons gaan gou hier op, dan kyk ons of hy optel. Hy behoort nou, kom ons sê, ek view real time. Daar is hy, so jy kan nou dan sien elke keer as al mense op jou website is, maar die hoogste waarde is maar basies in die data, so jy gaan baie data hier kry, en baie reports, kom ons gaan huis toe, jy gaan hierso byvoorbeeld kry van waar af, daar kom hy nou op 2 mense, so dit is nou ek, dan gaan die klomp data kom, soos byvoorbeeld van waar af die mense gekom het. Kom het byvoorbeeld van organic search af, of kom het van paid search af, kom het van Facebook af, kom het van Instagram af. So dan kan jy lekker met daai data rondspeel. As jy byvoorbeeld e-commerce doen, waar jy mooi dit kan meet, dan is dit nogals lekker, want dan kan jy presies sien, okay, mense wat van Instagram afkom, koop miskien meer, of mense wat van Facebook afkom, koop dalk meer. En dan, wat jy natuurlik dan doen, is moet jy fokus nou meer op die een waar die beste resultate is. So, dit is dit. Ek gaan julle weer met julle praat. Jammer, ek het nie maandag 'n video gemaak nie. Ek hardloop 'n bietjie rond, maar ek beplan groot dinge vir die kanaal. So hopelik kom dit in die volgende paar dae word dit bekend. En ek sien julle weer Vrydag. Groete van huis tot huis. Bye bye.